Paulus sê die liefde van Christus dring ons of beheer ons, soos wat die Engels dit sê. Nou tot watter konklusie bring hierdie stelling ons? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is alweer Woensdag môre, ja die week is alweer halfpad verby. Gaan dit goed met jou? Hoe gaan dit met jou huwelik? Hoe gaan dit met jou kinders? Hoe gaan dit met jou ouers? Hoe gaan dit met jou gesondheid? Hoe gaan dit by die werk? En as jy vir my sê, ag weet wat, dit gaan nie goed nie, dan wil ek vir jou sê in geloof, dit sal nie vir altyd so bly nie. Dit sal ook verander. Ek wil met jou vanoggend gesels oor 'n konklusie. 'n Konklusie waarby Paulus uitgekom het vir die Christen lewe. En hierdie woordjie konklusie beteken om die belangrikste gedagte bymekaar te bring en te wys hoe hulle 'n argument ondersteun. So kom ons lees gou 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons of beheer ons, soos wat die Engels sê. Omdat ons van oordeel is, we have concluded this. Ons het tot die konklusie gekom, dat as een vir almal gesterf het, as Christus vir ons almal gesterf het, het ons almal dan ook gesterf. En hy, Christus, het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Paulus' argument of sy stelling sê, die liefde van Christus beheer ons. En hy gaan verder deur te sê dat as jy hierdie begrip van Christus se liefde wat ons beheer sou saamvat, dan kom jy tot die volgende konklusie of tot die volgende samevatting, dat jy nie meer vir jouself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en vir ons opgestaan het. So sy argument is, dat as Jesus se liefde in beheer is van jou lewe, dan lewe jy nie meer vir jouself nie, maar vir die Here. Is dit moontlik? Kom ons kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. As jy in Christus is, beheer die liefde wat in Christus is, jou. En omdat jy in Christus is en sy liefde jou dring, daarom is jy nou 'n nuwe skepsel. Nou ek en jy weet, om iets nie te maak met die oue mos nou eers verbygaan, hè? Jou ou lewe waar jy net vir jouself deur die sonde geleef het, is nou verby. Nou dat jy in Jesus Christus is. En hoe gebeur dit dat jy in Christus is? Vers 18 sê dit vir ons. Hy sê alles is uit God wat ons met homself versoen het. Dis 'n werk van God, dis moontlik om te verander, om nie te wees. So as jy die evangelie boodskap se impak op jou as mens sou opsom, tot 'n konklusie sou bring, dan sou dit eenvoudiglik net dit wees. Ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir die Here. Hierop kan jy nou baie uitbrei, nê, wat die Christen lewe alles behels, maar vanoggend se fokus is om 'n saak net vas te maak, kort en kragtig jou te bewapen en alle twyfel en vrae uit te kanselleer en uit die weg te ruim. As ek kind van die Here is, lewe ek nie meer vir myself nie, maar vir die Here. Totale verandering en omswaai. En as iemand jou sou vra, hoekom is jy anders? Hoekom praat jy anders? Jou vloek, jou skinder, jou kwaadsteek het verander. Hoekom het jou prioriteite verander? Jy is daar ewe skielik vir jou vrou en vir jou huwelik, vir jou kinders en vir die kerk en die werk van die Here. Dan kan jy oortuiging in jou binneste hê en ook so getuig. Wat is jou getuienis? Ek lewe nou nie meer vir myself nie. Daarom is alles anders. Ek lewe nou vir die Here. Daarom is alles anders. Wat 'n getuienis het jy nie, kort en kragtig. Blessings, kind van die Here. Mag die Here jou seën in hierdie dag en die week wat verder vir jou voorlê. Ons praat Vrydag verder.